welkom by hierdie episode van C'est la Vie. Baie welkom Gerard. Welkom in jou draai. Dankie. Ek moet eintlik vir jou welkom Ja, sê. ek weet. Het is lekker om jou terug te Dankie, dis lekker om weer terug te wees. Dit is lekker om te kom saamgesels, veral in die tyd wat ons nou is. Ja. So voor Paastyd. Ons het die afgelope paar weke het jy en Koos met ons baie gesels oor die lenttydperk Ja. en wat dit behels en net die verskillende aspekte daarvan en ja, baie moeilike konsepte, nie moeilik nie, maar net soos lekker dieper goed om oor te Ja, gesels. dit is soos ons besluit om in hierdie tydperk van die lentreis weg te beweeg van ons normaal af, om bietjie te kyk na wat is lent, wat kan ons leer uit lent uit ensovoorts. En dit was 'n wonderlike reis so ver. En as jy nie die vorige episodes gekyk het, wil ek jou nooi. Veral verlede week het ons gesels oor die dood. 'n moeilike iets eintlik vir ons en ons het soveel mooi terugvoering gekry van soveel mense wat gesê het dit het vir hulle iets beteken. So kyk gerus na die vorige episodes van hierdie reis. Natuurlik ons gaan dis nie heeltemal weg van ons Sondag af nie. Dienste af nie, maar ons gaan so bietjie af van ons normale ritme af. Maar vandag is die laaste ene wat dis ons laaste episode vir die kwartaal. Ja, maar ons sal aan die einde meer inligting daaroor gee. Ja, Bietjie maar meer dit is die daaroor laaste episode van die kwartaal. Dit- Ek kan dit dit nie glo is, nie. dit maak Van 20 amper sê van 2026, die laaste een van 2026, nee, die laaste een van die kwartaal, eerste kwartaal. ja, dit is verskriklik vir my om te dink. Ja. Maar ja, okay. In elk geval. So in die lenttydperk natuurlik, een van die groot goeders daarvan is om moontlik as jy kies om dit te doen om iets te vas, om iets vir 40 dae neer te lê en te sê ek gaan vir hierdie 40 dae gaan ek nie gebruik maak van hierdie nie. Gewoonlik natuurlik is dit iets eetbaar of drinkbaar wat mens sal agterlos eers. Maar ek weet daar is ook sekere mense wat dalk sosiale media of sekere ander tipe goedjies wat hulle sal doen met die idee dat elke keer as ek dalk wil dit gebruik het of wil geëet of wil gedrink het, dan dink ek weer en word ek weer herinner aan dit wat Jesus vir my kom doen het. Maar ons kyk ook na die Paasverhaal en veral met die oploop nou na Paasfees toe en Paasnaweek toe, kyk ons en ons sien net weer in die storie, daar is hierdie verskillende plekke waar Paase eintlik afspeel. Daar's hierdie verskillende gedeeltes wat ons eintlik so bekend daarmee is. Byvoorbeeld die boonste vertrek waar hulle ook die laaste ete het en waar Judas uiteindelik weggaan en Jesus ook die nagmaal met hulle aan hulle bekendstel en dan ook die tuin van Getsemane wat ons daai baie bekende gebed sien waar Jesus bloed sweet en hy is angstig oor dit wat op pad is. Die tempelplein waar Jesus geslaan word, waar hy reeds gevange is en hy is besig om geslaan te word en waarop vir die gehoor ook gevra word oor wie julle moet vrygelaat word, Jesus of Barabbas, en net 'n paar plekke waar dit afspeel en uiteindelik ook dan Golgotha waar Jesus gekruisig is. Hierdie verskillende plekke van Paase, maar eintlik as ons regtig daaroor dink, het die tyd van Paase of dit wat by Paase gebeur al begin in Bethlehem. Daar waar Jesus gebore is. Nog voordat die aarde geskep was al hierdie besluit al geneem deur Jesus dat hy wat ons skepper is, hy wat die koning van die heelal is, hy gaan op hierdie reis gaan waar hy gaan self mens word en homself in 'n sin minder gaan kom maak as onsself. En Paasfees begin daarom al, as ons eerlik is, al by Kerstyd. Ja. Dit wat ons Kerstyd herdenk en dink ons kan bietjie meer gesels ook rondom dit. Ja, ek dink wat jy net gesê het van lent en die vas van lent dis natuurlik jy vir die tydperk lê jy iets neer wat vir jou belangrik is, want elke keer wanneer jy dit nou wil doen, as nou iets is, kom ons sê jy hou baie van koffie en jy besluit jy gaan koffie vas, dan as jy nou lus is vir 'n koppie koffie en jy dink by jouself, ek wil nou so graag 'n koppie koffie, dan herinner dit jou aan hierdie iets wat vir jou verskriklik belangrik is, wat jy nou nie gaan doen nie, en dan spandeer jy tyd by die Here en so jy leef dan bewustelik. So 'n lentlewe is 'n lewe wat neerlê. 'n Lewe wat sê ek gaan nie vasgevang wees deur goed wat vir my noodwendig die dinge wat ek belangrik ag buiten die belangrikste in my lewe belangriker ag nie. En daarom 'n lentlewe is 'n lewe wat iemand wat lig reis deur hierdie lewe.
iemand wat deur hierdie lewe gaan en nie sê ek gaan vasgevang wees met hierdie dinge wat my terughou nie, maar ek gaan lig reis. En uit was dit die storie wat Jesus vir ons kom modelleer het. Jesus het lig gereis. So jy is 100% reg. Paasfees en Kersfees is gekoppel aan mekaar. Dit is die eerste plek van Paase. Die eerste plek waar Paasfees begin het, was daar in Bethlehem. Jesus se dood en sy opstanding, dit wat ons nou binnekort gaan vier, was nie 'n geïsoleerde belangrike tyd. En natuurlik was dit so half die kulminasie van 'n hele lewe wat opgebou het na hierdie plek toe. Maar dit was die storie van sy hele reis wat belangrik. Sy hele lewensreis is belangrik. So kom ons kyk net gou na 'n paar verse wat die Bybel vir ons, en daar's baie sulke verse. Ek het net 'n paar van hulle uitgelig oor hierdie asemrowende, verbuisterende reis wat Jesus aangepak het. Dink daaraan. En ek hoop dat ons dan in hierdie tyd saam en net bewus sal word van wat Jesus, wat is hierdie reis wat Jesus aangepak het, hierdie reis van hierdie koning om na die kruis toe te gaan. En dit vir ons iets wys van my en jou reis wat ons op aarde het. Want Sondag wat nou kom, eerskomende Sondag is wat gevier word in die wêreld as Palmsondag. Ja. En ons gaan net iets meer daarvan sê. Dit is die laaste week voor Jesus se kruisiging. Soos die wat bekend staan as die heilige week. So ek hoop dat ons deur hierdie afsluiting van hierdie lentreis wat hier op Selavie is, net weer bewus gaan word van wat Jesus werklik vir ons kom doen het. Paulus skryf daar in 1 Petrus 1 vers 20 en sê, reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, Jesus. Petrus sê, voordat die aarde bestaan het, was hy klaar bestem vir hierdie reis, vir wat gaan gebeur by Paase. Voor die grondlegging van die aarde is dit so. En dan lees ons Johannes 1. Nou, ek het dit al verskriklik baie hier gelees. Dit is van my gunsteling verse in die Bybel. Want dit is vir my die mooiste beskrywing van die skepingsverhaal, wil ek amper sê. So dit Johannes skryf. En ek sien dit altyd so, jy weet, hy wil nou hier vir ons 'n prentjie skets. En ek hou van die beelde wat hy gebruik. Hy wil vir ons iets beskryf om vir ons te sê, maar hoorie, sien raak wat gebeur het by Kersfees. Dit sê in die begin was die woord, verwys na Jesus toe. Daar was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God en alles het deur hom tot stand gekom. Stop dit gou vinnig daar. Die woordjie alles, hierdie woordjie bevat alles. Dit sluit ook alles in. Die wonders van die heelal, die sterrestelsels, die wetenskaplike wette wat ons vandag sien gebeur soos gravitasiekrag, alles, van die grootste tot die heel kleinste, elke liewe ding, van die grootste bergreeks tot die kleinste molekule, is ingesluit in hierdie woordjie alles. Alles het tot stand gekom deur hom, die woord, Jesus. Alles. Dan sê dit, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Ek dink so, dat ek baie keer baie oulik is, jy weet, as ek nou by my huis, jy weet nou 'n paar drade by mekaar sit en ek het nou elektriesien gespeel, jy weet, ek het nou hierdie plug reggemaak wat in die muur is, dan dink ek is verskriklik oulik. Jy weet, Dink jy is, dit is moeilik. Dankie Dreyer. maar en dan dink ek is oulik, maar alles het deur hom tot stand gekom. Alles. Sê dit vers 4, en hier is my sleutelwoorde. Hierdie is soos my lewensverse, wil ek amper sê. Het sê, in hom was daar lewe. Want dit is die soeke van die mens. Is dit nie, ons wil kan leef. Ons wil leef. Want dis eintlik wat die hele pursuit of happiness is in die wêreld. Dit is om, jy wil leef. So in hom is daar lewe. En die lewe is die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kan dit nie oorweldig nie. Hier begin Paase al praat. Die duisternis het dit probeer oorweldig, maar die duisternis kan nie hierdie lig oorweldig nie. Die ware lig wat elke mens verlig was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom. Nou net om weer te onderstreep. Die wêreld het deur hom tot stand gekom. Ja. Niks wat bestaan, niks wat ons vandag leef, het sonder hom tot stand gekom nie. En dan sê dit,
en tog het die wêreld hom nie herken nie. Die wêreld herken nie die Skepper nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, na die plek wat hy gemaak het. Dit onderstreep die hele storie van die Bybel, en tog het die mense hom nie aangeneem nie. Dit is asof Johannes daar sit, en hy sit in totale verwondering oor die storie wat hy nou gaan skryf in sy evangelie. Ja. Want die evangelie is die goeie nuus, dit vertel ons die storie van Jesus se koms, dit vertel ons wat hy kom doen het, en Johannes begin sy evangelie in verwondering oor die reis wat God aangepak het. Kyk wat skryf Paulus daar in Filippense 2, hy sê, julle gesindheid moet soos Jesus Christus sin wees. Nou, daai moet ons onderstreep, hou dit in jou gedagtes. Sê, julle gesindheid moet soos Jesus Christus sin wees. Alhoewel hy self God was, het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toekom nie. So dit kom hom toe, maar hy het nie daaraan vasgehou nie. Maar hy het dit prys gegee. Hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword. Hy het gelyk geword aan sy eie skepping. En toe hy as mens geleef het hy homself nog verder verneder, deur tot die dood toe gehoorsaam te wees. Ja, tot die kruisdood toe. En ek hou van weer eens die woorde wat Paulus hier gebruik. Hy sê het hom nog verder verneder, want die kruisdood was 'n verskriklike dood natuurlik vir die ergste misdadigers. Ja. Dis die meest vernederendste dood. Jy hang daar in 'n kruis half naak. Mense bespot jou, hulle spoeg op jou, hulle haat jou. Dis gemaak vir moordenaars en verkragters. Dit is hoe ver Jesus homself laat verneder het. Matteus 1 vers 21 sê, sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat die volk van hulle sonde sal verlos. Selfs in Jesus se naam is Paase ingeskryf. Paasfees is daar by sy naam deel van wat hy is. 1 Petrus 1, ons het net nou vers 20 gelees, maar vers 19 sê, inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is, reeds vir die skepping, is hy al die voorbestem. Nou hierdie verse vertel ons van God se reis. God wat totale vervulling het. Hy het geen behoeftes nie. Daar's niks wat bestaan wat hy nie klaar besit nie. Daar's alles wat daar is gemaak deur hom. Dis ondeurgrondlik. Dis onverklaarbaar. Hy het niks nodig nie. Niks nodig nie. Niks enigsins nie. Want in hom, in sy wese, is die volheid van alles. Daar miljoene engele prys hom en sing sy heerlikheid. Nie omdat hulle moet nie, maar as hulle God sien, dan kan hulle nie anderste nie. Hulle kan nie anders as hulle hom sien, om voor hom neer te val oor sy grootheid en sy almag nie. As hulle hom sien, dan kan hulle nie anders as om net te sê, heilig, 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 is die Here God almagtig. Wat was, wat is en wat sal kom. Hulle kan nie anderste nie. Oor en oor prys hulle hom. Ek wonder of ons kan dit nie indink nie. Ja. Maar ons kan probeer aan die grootsheid van dit dink. Dink net gou daaraan, Dreyer, elke skat, elke sent, elke diamant, elke stukkie goud is klaar syne. Alle besittings is klaar syne, hy skatryk. Diamante so groot as die Outeniqua berge is dalk iewers versteek hier op aarde en niemand weet dit nie. Dis klaar syne en hy weet waar dit is. In 2 Korintiërs 8 dan sê dit, alhoewel hy ryk was, hy was ryk gewees, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Kyk die prentjie wat hy skets. Ander plek in die Bybel, daai bekende gedeelte in die Bybel, vertel dat die ganse skepping van die heelal is in sy hand. Nou kom ons sit gou hierdie beeld in perspektief. Ons praat seker net so klein bietjie oor God se grootheid. Die son is 150 miljoen kilometer weg van ons af. Met ander woorde, en jy sal dit verstaan, 8 ligminute weg. Vinnig tripie op die vliegtuig. Vinnig, ja. So, Dreyer, as jy nou in jou kar klim, Ja. jy het hom vol petrol gegooi, want jy ry nie oor die En spoedgrens nie. binnekort voor die petrol opgaan. Ja. Ja. Jy ry nie oor die spoedgrens nie. So kom ons sê jy besluit nou Sondagmiddag, jy wil son toe ry. Okay. Klim in jou kar, jy gooi hom vol petrol, jy ry 120 km/h. As jy dit doen vir 24 uur 'n dag, Sonder enige breuke. sonder enige breuke, enigiets,
teen 120 km, gaan dit jou 177 jaar neem om daar op te daag. Dan is jy daar. Jy moet maar knyp. Jy kan nie stop vir badkamer te gaan nie. Ja, in die padkos. Ja, 177 jaar gaan dit jou neem om daar te kom. Nou, maar kom ons sê, jy's in die lus, jy was nou klaar by die son gewees. Ja. Jy's nie lus om weer daartoe te gaan nie. Jy wil graag na die naaste ander son. Die volgende ster, Die groot volgende ster. groot ster in Ja. ons sonnestelsel, dis nou daai Alpha Centauri, ek weet nie met uitspreek nie, Alpha Centauri. Jy wil soontoe gaan, okay? So die getal is hier so, dis 40,208 met 9 nulle. Okay. Okay? So dit is basies 40 triljoen en 208 biljoen kilometer weg. Okay? Kom ons sê jy klim nou weer in jou kar. Vol petrol gooi, ry 120 km/h, 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week, gaan dit jou 137,000 jaar neem om by daai ster uit te kom. Dink gou aan. Jy moet maar knyp, jy moet hard, jy moet gaan. Die Bybel sê, hy hou dit in sy hand vas. Dis in sy hand. En ons hoor dit die goed, en dan dink ons asof, maar dit is amper onmoontlik om dit te verstaan. Ja. Dit is onmoontlik om te verstaan. Ek het al soveel keer na die sterre en die statistieke van die sterre gekyk, en dan dink ek by myself, weet, dit is die hoeveelheid nulle en die afstand is, jy kan dit nie begryp nie. En hy hou dit in sy hand vas. Jesus, die koning van die konings, die een wat alles tot stand gebring het, die een wat die ganse heelal in sy hand vashou, het die mooiste, beste, belangrikste plek verlaat, om na een van die plekke toe te gaan wat hy gemaak het, en daar op hierdie klein planeetjie aarde, eintlik, wat die woord in Afrikaans, insignificant, planeetjie in hierdie groot heelal, daar te gaan na daardie klomp skepsels toe, wat gekies het om hom nie te dien nie, om hulle te gaan red. Hy is so lief vir hierdie wesentjies op hierdie klein blou en groen planeet, dat hy begin reis het. Die een wat alles besit het alles prysgegee en afhanklik geraak van sy eie skepping. Dis verbuisterend. Hy het sy wese verlaat om 'n baba te word. Ja. Dit is verbuisterend vir my. Hy sê so, julle 2 Korintiërs 8 vers 9, ek het 'n stukkie daarvan net gelees wat Paulus sê. Hy sê, julle ken die ongelooflike goedheid van ons Here Jesus Christus. Alhoewel hy ryk was, het hy ter wille van ons arm geword, sodat ons deur sy armoede ryk kan word. But dit is, imagine jy gaan nou en jy lees op die nuus, Elon Musk, die rykste man in die wêreld. Ja. Hy besluit nou, hy likwideer homself, hy gaan net so 1 biljoen in die bank hou, en hy gaan maar daarvan die rente leef. Die res gaan hy vir die wêreld gee. Hy gaan van die grootste probleme op aarde gaan hy uitsorteer. Hy gaan al sy geld weggee. Hy gaan nou kies om arm te word vir die wêreld. Dit gaan hoofnuus raak. Ja. Hy gaan Nobelpryse wen. Die wêreld sal praat van hoe wonderlik hierdie man is. En tog het God dit gedoen. Soveel groter as wat Elon Musk ooit sal wees. Dit is nie 'n fraksie van, is eintlik 'n baie simpel vergelyking, maar almal sal praat van hierdie wat gebeur, maar Jesus doen dit. Hy kom in hierdie aarde, hy raak arm, en hy lê in 'n voerbak, waar hy sy eerste lig in die wêreld sien. Paulus skryf ook hierdie gedeelte, wat ons net gelees het daar in Filippense, ook in verwondering, want hy dink by homself, hoe is dit moontlik dat God dit doen? Die groot God wat die wêreld, die heelal in sy hande vashou, kies om hierdie reis aan te pak. Jesus self sê, daar in Lukas 9, van hoe arm hy geword het. Hy sê, jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Hy het nie eens 'n huis nie. Ja. Jesus het niks geword. Hierdie reis wat Jesus aangepak het hy aangepak, en hy het alles opgegee, sodat Paasfees kan gebeur. Wat 'n oomblik. Geen mens sou ooit gered gewees het, as Christus vasgeklou het aan sy status, as ek is die koning van die konings,
as hy vasgehou het aan sy rykdom, as hy vasgehou het aan sy, noem dit nou maar besittings, of as hy vasgehou het aan die konsep van aanvaarding of sekuriteit. Nou, ek verstaan natuurlik nie een van hierdie goed is iets waaraan God sal vashou nie, natuurlik nie, want hierdie is menslike goed, maar dit help ons 'n bietjie verstaan, né? Maar hy het alles laat gaan. Hy's nie 'n mens nie, maar hy het mens geword. En daar in 1 Petrus 1, dan lees ons selfs die engele verstaan nie dit nie. Die hemele verstaan nie wat besig is om te gebeur nie. Hoekom sal Jesus dit doen? Hoekom sal hy hierdie perfekte plek laat verlaat? En ek dink ek en jy sou dit, alhoewel ons nou hier sit en dit probeer verstaan, ek dink as ons werklik die grootheid van God met ons oë sou kon sien, sou ons ook soos die engele verbaas gestaan het, dat hy hierdie reis aangepak het, om 'n baba te word, om te kom sterf. Ek dink want hy het dit nie nodig nie. Vir homself het hy dit nie nodig nie. Dit is, soos wat jy nou genoem het, hy het nie, geld is deur ons geskep en rykdom van daai soort is deur ons geskep en aanvaarding is, al daai tipe goeders is mensgemaakte goed. God het niks van dit nodig nie. Hy het bestaan voordat ons bestaan het. Hy het nie ons nodig gehad vir sy bestaan nie. So, hy het nie al hierdie goed nodig nie. So, ek sal glo die engele in die hemel sal verbuister wees deur hoekom sal 'n God wat eintlik niks van hierdie nodig het nie, hierdie vir ons doen. Ja, weer eens daai gedeelte in Filippense, dan sê alhoewel hy self God was, het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toekom nie. Nou hier sê groot, daai woord toekom is groot, want ons hou baie keer vas aan goed, want ons dink dit kom ons toe. Ja. Jy weet, ek is 'n goeie mens. So ek verdien hierdie. Ek leef 'n goeie lewe. Jy weet, ek het hard gewerk vir hierdie. Ek het en streng gesproke, niks van die goed kom ons toe nie. Jesus gee prys, dit selfs wat hom werklik toekom. Ja. Hy kan dit doen. Maar hy het gekom om ons te kom dien. Die kleinste maar geliefste deel van die skepping. Markus 10 vers 45 sê, selfs ek, die seun van die mens, het immers nie gekom om gedien te word nie, maar om diens te lewer en so selfs my lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Dit gryp my aan. Dit my net weer aangegryp, soos dit ons nou besig is om voor te berei vir Paase. Laat my amper skaam voel. Want hoe klein ek soms God maak in my gedagtes, dat ek dink, ek kan vir hom sê wat om te doen. Ja. Ek kan vir hom sê hoe dinge moet gebeur. Asof ek baie keer wil arm druk met God en sê, ek gaan hierdie doen, dan doen u dit vir my. Ja. Weet, ek kry skaam daaroor nou om te dink. Van buiten sy aardse lyding het hy baie prys gegee vir ons. Baie prys gegee sodat ons kan leef. Daai lewe wat Johannes van praat, in hom was daar lewe. Jy weet, daai lewe, dit wou hy vir ons, elke mens moontlik gemaak het om te kan leef. En as dit nie was vir Paase nie, dan sou dit nie moontlik kon gewees het vir ons nie. Ja. En hy wil dit vir ons gee. En dis die uitnodiging vir my van Lent. Lent is 'n uitnodiging vir my hart voor te berei om te besef, ek moet lig reis deur hierdie lewe. Wat is die dinge wat ek saamdra, wat ek nie moet saamdra nie? Wat is die dinge wat ek moet sê, Here, hier lê ek dit neer. Ek en jy het ook al so 'n paar keer saam gereis al. Ons het so 'n paar keer gaan vlieg en jy weet, as jy nou al 'n paar keer gevlieg het, dan ken jy nou al die roetine. Jy stap na die sekuriteit toe en dan voordat jy al daar voorkom, dan haal jy maar so lank jou laptop uit die sak uit, jou ID is reg, jou kaartjie is reg, en as jy voorkom, dan is dit vinnig, jy weet, want om een of ander rede is almal hastig by 'n lughawe. Want almal daag te laat op, ja. Dis waar. Maar okay, so jy staan daar reg. En dan staan ek die dag daar, ek sal dit nooit vergeet. Ek staan die dag aan die ry en ek staan daar met my laptop onder my arm, jy weet, want ek is voorberei. Ja. Ek ken hierdie ding. Nou, dan staan ek in die ry en die ou wat voor my staan, hy stop heel voor en toe eers, zip hy nou alles oop en nou haal hy sy goeders uit en dan soek hy nou sy ID en alles en nou, toe alles nou deur die masjien is en hy stap so deur daai betaalverklikker, toe sê hy onmiddellik piep piep en
hy het nou sy sleutels in sy sak vergeet. Nou is almal so, ek kan al sy sleutels uit, nou sit hy dit in, nou wag almal. Dan gaan hy weer deur piep piep. Hy het sy horlosie aanvergeet. Dan kom hy weer terug, sit hy dit neer. Derde keer gaan hy deur piep piep. Daar's hy het geldstukkies in sy sak en hy haal dit nou uit en na 'n lang tyd is hy nou eventually deur. Ja. En natuurlik, ek ken mos hierdie ding. Ek het dit al hoeveel keer gedoen. Ek gaan nou vir die ou wys, wel onderliggend wys, jy weet, daai het nou aangeloop, uit my nie eers gesien nie. Maar kom ek wys vir die wêreld, how do you do it, nee? En ek sit my goed so neer en alles en ek stap deur en toe ek aan die ander kant kom roep die ou my nader. En ek sommerlik, o jene wat nou? Onmiddellik is hy soos, ek weet, het iemand iets in my sak gedruk? Onmiddellik gaan jou gedagtes na die ergste toe. Is ek 'n drug mule? Wat het ek gedoen sonder dat ek weet? Is wat dwelms in my sak? Hoe het dit gebeur? Ervaring gehad. Dit is 'n speedkopie aftrek. Jy raak so angstig en jy weet jy het niks verkeerd gedoen nie. Ja, anyway, hy kom toe nader en hy sê vir my, meneer, is daar enigiets in jou sak wat ons moet van weet, wat daar nie mag wees nie. Ek sê, nee, ons niks in my sak nie. Ek het niks gedoen nie. Ek is onmiddellik, en langs die kort, ek het toe in 'n klein sakkie in my laptop sak, het ek toe 'n knipmes gehad. En ek sê toe, ek is so jammer, en ek moes toe die knipmes weggooi. Nou, ek is bly Koos is nie vandag hier nie, want dit sou sy hart gebreek. Want dit sou ons vriendskap tot 'n einde gebring, het ek seker daarvan. So Koos, ek jammer nou al, as jy hierdie luister. Maar ek moes 'n knipmes weggooi. En dit was 'n hartseer dag. Maar toe ek na die ander kant kom en ek gaan sit en ek raak toe rustig en ek net voor ek op die vliegtuig klim, toe gaan dink ek oor wat net gebeur het en die gedagte kom toe by my op dat dit is presies wat baie keer in die lewe gebeur. Daar's sekere goed wat ons saamdra wat maak dat ons nie kan uitkom by ons eindpunt nie. Ons kan nie met sekere goed reis nie. As ek daar vasgehou het aan daai knipmes en ek het gesê sekuriteit, ek gee nie om wat jy gaan doen nie, ek vlieg vandag met hierdie knipmes, sou hulle my gearresteer het en ek sou nooit weer kon gevlieg het nie. Want daai knipmes sal die rede wees hoekom ek nie kan verder reis nie. En ek wonder toe daai dag, met hoeveel keer is daar dinge in ons lewens, daar's sekere goed wat ons net eenvoudig nie saam met jou moet of kan reis nie. Daar's sekere goed wat ons terughou, daar's sekere goed wat ons moet neerlê om te kan verder reis in die lewe. Daar's sekere dinge wat moet agtergelaat word, sodat jy kan kom by daai eindpunt. En daai eindpunt lê juist daar, in wat Christus vir ons kom doen het. Lewe. Die volheid van lewe lê daar, en daar's sekere dinge wat ons mee wil probeer saamreis, wat ons terughou. En dis hoekom ek hou van daai gedeelte wat Paulus mee begin in Filippense 2, wat ek net nou gesê het, dat sê, julle gesindheid moet soos Christus sin wees. Ek hou van daai woorde. Hy praat hier van 'n Engelse woord is 'n mindset, 'n gesindheid, 'n manier van dink en doen, wat sê 'n ingesteldheid hê in ons lewe van ek moet lig reis. Wat is die dinge wat werklik belangrik is in hierdie lewe? En natuurlik, ek wil nie eers nou voorbeelde noem nie. Daar's duisende voorbeelde wat ons hier kan sê. Dit kan besittings wees wat ons terughou, dit kan verhoudings wees wat ons terughou, dit kan 'n werk, dit kan duisende dinge wees. Wat is die dinge wat jy aan vashou, wat jou terughou? Maar Christus het iets anders te vir ons kom wys. Hy het vir ons gesê, maar kom ons reis lig. Kom ons los hierdie dinge agter, hierdie dinge wat ons terughou, kom ons los dit terug. Want dit is hoe 'n lentlewe lyk. Dis 'n lewe wat lig is. Ons moet lig reis. Jy weet, daar's so baie dinge. Dit is dalk iets klein soos, en wat ek sê dit is iets klein, maar dit kan iets so groot ook wees, is wat mense van jou dink. Ons baie keer hou ons af van om vas te hou aan sekere dinge, want wat gaan mense van my sê? Jy weet, wat gaan mense van my sê as ek golf gaan speel volgende week? En soos gewoonte na die tyd, dan is daar 'n paar biere wat gaan gedrink word, en hierdie keer sê ek, jammer, ek het 'n besluit geneem, ek gaan nie meer nie. Ek het al mense ontmoet wat gesê het, dit is vir een van die moeilikste besluite gewees om dit te doen. Want natuurlik, die mense is, ag, nee man, Dreyer, kom nou man, ons het nou lekker lang golf gespeel, kom, ons doen dit mos altyd. En dit is niks in die eenvoudig daarmee nie, maar dalk is dit iets wat jy vir jouself moet sê, ek moet dit dalk nie doen nie. Daar's dalk iets in jou wat jy wil vashou aan jou eer, jou naam, jou belangrikheid. Dalk is dit iets wat jy moet neerlê. Wat is dit wat jou vashou?
lent het vir my iets hierdie jaar, was dit vir my 'n groot geskenk in my lentreis. Wat was die dinge wat ek vir myself wat ek tot die besef gekom het in hierdie tydperk van vas, wat is die dinge wat ek so belangrik ag, dat dit my eintlik besig is om my aandag weg te vat in die dinge wat ek werklik moet op tyd spandeer en wat vir my belangrik is. Hierdie manier van leef wat Paulus na toe nooi, wat Jesus se hele lewe ons kom modelleer het, is om te sê dat ons moet Christus se ingesteldheid hê. Hierdie ingesteldheid is dieselfde ingesteldheid van baie ouens in die Ou Testament ook. Weet, en Paulus is een van die grootes, weet. Ja. Hy was 'n groot kop fariseer gewees. Hy was die fariseërs van al die fariseërs. Hy het 'n gemaklike lewe gehad. Weet, almal is bang vir hom. Weet, hy's een van daai untouchables. Ja. Hy het 'n goeie aardse lewe gehad, seker in daai sin. Maar Jesus kom op sy pad en nooi hom op 'n reis. Paulus kom, lê neer, maak los, reis lig. Jy weet, Moses, in die Ou Testament, jy weet, daar's baie plekke waarvan hy moes vertrek het uit sy gemak uit, en dinge wat hom toegekom het, sodat hy God se doel op aarde kan bereik. Jy weet, hy moes vertrek het uit die paleis uit, 'n gemaklike, veilige, wonderlike spasie waarin hy was. Op 'n stadium moes hy met sy gesin uit die woestyn uit vertrek. Ja. Dit is ons het nou onlangs getrek. Trek is verskriklik. Dit is traumatiese ervaring. Maar hy moes reis dan deur die woestyn. Daar was goed wat hy moes neergesit het. Elisa in die Ou Testament, hy's 'n baie ryk man, besig om te ploeg. Elia kom daar en gooi sy kleed oor sy skouers as 'n teken van hom te sê, volg my, jy is gekies. Ja. En net daar sit hy met 'n keuse. Gaan ek lig reis of gaan ek swaar reis? Nee, ek gaan lig reis. Ek gaan hierdie ding aanvat. Daar's 'n ongelooflike statistiek wat ek laasweek raak gelees het. En jy sal dit nie glo as jy dit nou weet nie. 100% van alle mense op aarde. Nou hier is almal. Elke mens, jou ingesluit, né? Vir alle mense wat nog ooit by 'n bestemming uitgekom het vertrek van 'n bestemming af weg. Kan nie wees nie. Kan jy dit glo? Kan nie. Nee. Mind blown, hè? Maar vir dit is die uitnodiging van Pasen. Waar is ek? Dis om die vraag te vra in die lentyd. Waar is ek? Waar is ek besig om swaar te dra aan dinge wat my terughou in die lewe? Ja. En wat is dit wat ek moet neerlê? Ja. En dit is wat vir my baie beteken in hierdie lentreis. Die vraag te vra, is jy op reis? Is jy op reis, dieselfde reis wat Christus jou na toe nooi en sê, kom, ek wil jy moet saam met my lig reis. Ja. Los daai dinge agter. Kom reis saam met my. En dan die verbuisterende ding. En dis die paradoks. Daar's 'n besluit wat jy moet neem, maar jy kan dit nie doen nie. Ja. Dit is vreemd, né? Ek moet hierdie besluit neem, maar ek kan dit nie doen nie. Maar dis die wonder van Christus wat op die kruis gesterf het. Hy het gesê ek help jou om dit te doen. Ja. Bring dit na my toe. So wat is dit wat ek voor sy voete en voor sy kruis in hierdie tydperk van Pasen gaan kom neerlê? Sondag is dit Palmsondag. En dit vertel die storie waar Jesus nou uit die skaduwees uitbeweeg. En hy klim op hierdie rug van hierdie donkie om 'n profesie te vervul. Die mense gooi palmtakke voor hom neer en hulle klere voor hom neer en dan skree hulle Hosanna. Hulle herken hom as koning. Ja. En hulle herken hom op daai stadium as 'n aardse koning, maar wat hulle eintlik besig was om te sê, om te herken, om iets raak te sien van hy is die koning van die konings. Maar die hartseer gedeelte is, en dit is ook al baie gesê, daai selfde mense wat Hosanna geskree het, is ook dieselfde mense wat 'n paar dae later ook geskree het, kruisig hom. Ja. Is dit hoe ek is? Is dit hoe my lewe lyk? Is ek 'n persoon wat sê, Hosanna, ja, jy is die koning wanneer dit kom by Pasen. Maar net daarna, dan is ek ook een wat sê, kruisig hom. Hoe lyk my reis? Ja. Reis ek lig? Het ek 'n lentlewe? Is my hele lewe 'n lentlewe? En om te kom op 'n punt en sê, Here, help my, sodat ek 'n lentlewe kan leef. En ek dink as ons kyk na Paulus se lewe,
wat 'n baie goeie voorbeeld ook hiervan was. Hy het hierdie gemaklikheid gehad, hy het hierdie lewe gehad, hy het in alles ingeglo, hy is okay. En na sy ontmoeting met Jesus en toe hy begin reis het met Jesus en in sy eie sin begin ligreis het, toe dan sê hy in daai een skrifgedeelte ook, nou sien ek al hierdie ander dinge as niks werd. Ja. Dit is As soos gemors. as gemors. Al hierdie ander dinge wat ek gehad het, alles wat ons so sien as belangrik in die aanvaarding van ander mense en alles, sien ek as totale gemors. Dit is niks teenoor hierdie reis saam met Jesus nie. En net hoe wonderlik dit is om te weet, soos, dit word makliker hoe beter jy hierdie verhouding en hierdie wonderlikheid van Jesus verstaan. Maar raak dit makliker om dan daai besluit te maak. Ek wil ook ligreis. Ek wil ook nie alles saamdra deeltyd nie. En ons wil julle uitnooi om in hele klein groepe ook te gesels daaroor, soos wat ons op pad is na Paastyd toe en in hierdie amper seker in hierdie Kerstyd in. Maar Dit is gekoppel aan dit is mekaar. gekoppel aan mekaar, maar in hierdie Paastyd in waar ons regtig terugdink die belangrikste datum in die Christen kalender van dit wat Jesus vir ons kom doen het. En ons wil julle ook uitnooi, soos Gerard ook genoem het aan die begin, hierdie is ons laaste Selawie episode vir hierdie kwartaal. In volgende week wat nou die skoolvakantieweek is, wil ons julle uitnooi om te kom gebruik maak van ons kruisstasies wat die Dinsdag, die Woensdag, die Donderdag en die Saterdag gaan oop wees. Die meer spesifieke tye daarvan is op ons Eden Gemeente Facebookblad ook beskikbaar, so gaan kyk gerus daarna. En ons wil julle as klein groepe uitnooi om saam te kom reis deur hierdie kruisstasies weer. Dis elke jaar so 'n spesiale belewenis, elke jaar vir myself ook, om net daar deur te loop. En die hele spasie wat ons daar skep, word net so verander in hierdie heilige plek eintlik, in ontmoetingsplek net met God. So ons wil jou uitnooi saam met jou klein groep, of as jy dalk nie by klein groep betrokke is, om op jou eie te kom daar deurloop en in 'n gebedsoomblik daar deur te loop en dit te gebruik. En ons wil jou ook uitnooi natuurlik dan vir ons Paasdienste. Die Vrydag het ons 2 dienste, 8:00 en 9:30, en dan stil Saterdag, wat gewoonlik 'n stiller belewenis is, maar 'n regtig spesiale belewenis is, ook wat 8:30 is, en dan die Sondag het ons die normale dienstyd van 9:00, wat ons dan ook gaan by mekaar kom. So ons wil julle uitnooi vir al daardie tye, die kruisstasies, die Paasdienste, alles van dit, en kom neem deel aan dit wat ons hier by Eden Gemeente doen in hierdie tyd ook. Dankie dat julle ingeskakel het. Dankie Gerard dat jy met ons gedeel het vandag. En skakel dan weer by Selawie in die nuwe kwartaal, waar ons weer van die eerste week af so sal ons weer aan die gang wees met dit. Lekker vakansie vir julle, vir julle wat met vakansie is, en ons gesels dan weer na dit.